Verlede week het ons 'n bietjie daarop gewys dat hierdie bek-en-klauseer pandemie, hierdie besmetlike siekte wat so van plaas na plaas en van streek na streek oorgedra word, dat daardie pandemie grootliks daaraan te wyte is dat daar nie grense is nie. Maar daar het 'n ander ding gebeur onder ons volksmense. So oor die afgelope jare was dit nou duidelik waarneembaar en dit is 'n pandemie, eintlik 'n besmetlike siekte van 'n heeltemal 'n ander aard. Nou praat ek van die vloektaal wat so van een geslag na die ander geslag oorgedra word, so van die een kroeggesprek na die ander oorgedra word, van die een gefrustreerde verkeersknoop na die volgende oorgedra word. Nou, dit het oor die jare verskriklik toegeneem. Links en regs word daar die vieslikste woorde gebruik en dit is vir ons mense heeltemal normaal. Toe ek 'n kind was daardie soort van taalgebruik was dit eintlik net beperk gewees tot bandiete en matrose, maar algaande het hierdie dinge net al hoe meer algemeen geraak. Ons kan inderwaarheid vandag praat van 'n plaag van swetsery, van vloekery, maar dit is nie normaal vir die gelowige nie, en dit is ook nie normaal vir die Here nie. Die Here sê, ons sal eendag verantwoording moet doen vir elke ydelle woord wat ons gespreek het. Met ander woorde, hierdie woordjies wat sommer maar so maklik uitgekom het, daarvoor sal ons eendag verantwoording moet doen. Maar ook baie duidelik in die brief aan die Efesiërs hier in die 4de hoofstuk, vers 29 sê die Here deur sy apostel dat daar geen vuil taal by jou mond moet uitkom nie. 'n Mond kan nie terselfdertyd hierdie twee verskillende dinge tevoorskyn bring nie. 'n Mond kan nie terselfdertyd die Here loof en hom aanbid en dan dat daai selfde mond 'n bron is van allerlei onheilighede nie. So wanneer jy jouself gereeld bevind onder geselskap waar hierdie woorde links en regs en ewig gemaklik gebruik word, moet jy jouself afvra of jy op die regte plek is. En as dit mense is vir wie jy omgee, dan sal jy ook nie daaroor stil bly nie. Die Here het 'n absolute afskie aan vloektaal. Nou omdat ons deesdae 'n baie interessante tyd is waar jy allerlei eksperimente kan doen met beeld, het ek gegaan en ek het die bek-en-klauseer simptome, dit wat die dier aan die mond ervaar, het ek vir die slim toepassing gevra om te wys hoe sal daardie sere lyk aan die mond van 'n mens. Hoe lyk dit wanneer 'n mens bek-en-klauseer sou gekry het? En nou praat ek van die besoedeling, die veiligheid wat by ons monde uitkom en wat eintlik vir ons sere aan die mond behoort te veroorsaak.